Daar's verskillende waarhede in hierdie lewe wat beide goed en sleg kan wees. Hang af hoe jy daarna kyk. Nou maar sien een van hierdie waarhede en ek wil vanoggend met julle daaroor gesels is elke mens word deur iets beheer. Dis 'n feit soos 'n koe. Jy word deur iets gedryf. Jy het iets binne jou wat jou maak om op sekere manier op te tree en om 'n sekere besluite te maak en om sekere goed te dink. Elke persoon het so dryfkrag. Maar sien hierdie is die goed wat ons dryf is of die Gees of nie die Gees nie. En ek kan vir jou sê as dit enigiets anders as die Heilige Gees is, dan is jy op 'n pad wat jy drasties vinnig moet omdraai. Sien, God het nie net gekom om ons te help nie. Jesus het nie net sy trooster gestuur as alleenlike helper vir wanneer ek hom nodig het nie. Hy het gekom om ons vol te maak met sy Gees. En daarom is Pinkster nie net 'n fees op die kalender nie. Dis nie net die oomblik toe Jesus sy kerk red nie. Dis die oomblik toe Jesus sy kerk bemagtig. Die oomblik toe hy sy kerk toerus. Die oomblik toe hy sê, daar's 'n klomp goed wat julle beheer en julle dryf en ons het 'n klomp redes hoekom julle sekere goed doen, maar vanoggend gee ek vir julle die rede bo enige rede. Die dryf bo enige dryf. En dis die Heilige Gees. En hy sal ons toerus met krag en met insig. En hy sal ons toerus met vrymoedigheid en met wysheid. Sien, Jesus stuur die Heilige Gees om ons te vul met sy teenwoordigheid. En tydens hierdie volgende paar dae, hierdie volgende paar dienste, tydens hierdie Pinksterfees, wil ek jou regtig help om te verstaan, wat is jou verhouding met die Heilige Gees? Waar staan jy met hom op hierdie oomblik? Want alhoewel dit nie belangrik klink nie, kan ek vir jou sê, dit is van kardinale belang. Daar's 'n sekere kronologiese volgorde van goed wat moet gebeur. Ek kan nie gaan van iemand wat nie Jesus ken of aanbid of hom in my lewe ingenooi het en verwag dat die Here my as 'n profeet moet gaan gebruik nie. Stem julle saam? So daar's goed wat in plek moet val, sekere goed wat moet gebeur en soos wat dit gebeur, kan ons identifiseer waar is my verhouding met die Heilige Gees. En my gebed is dat teen Dinsdag aand elkeen van ons so verstaan het van ons verhouding met die Heilige Gees, dat hy ons sal toerus met presies wat ons nodig het om hierdie dorp om te draai, om hierdie gemeente om te draai, om ons gesinne om te draai. Hoor wat sê Handelinge 1 vers 8, dit sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria tot aan die einde van die aarde. Sien, Handelinge 1 vers 8 is nie net inligting nie. Daar's sekere teksgedeeltes in die Bybel, sekere verse, wat vir jou net meer inligting gee oor die situasie. Handelinge 1 van vers 8 is nie so 'n vers nie. Dis nie 'n vers wat ons sommer net kan sien as, dis net oulike nuus nie. Handelinge 1 vers 8 wil ek amper vir julle sê, is 'n identiteitsverklaring vir ons as kinders van God. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem en Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aardes. Maar die eerste ding vanoggend wat ek wil hê ons moet doen, en ek het vroeër gesê, Pinkster gaan vir jou net iets beteken as jou hart oop is. Pinkster gaan net vir jou iets beteken as jy besef dat die pastoor hiervoor kan op sy hande staan en Jan Pierewit sing tot hy blou is.
As jou hart nie oop is nie, gaan Pinkster nie vir jou iets beteken nie. Dit hang nie van my af nie. Dit hang van die Heilige Gees af en ek weet hy is getrou. En dit hang van jou af. So ek wil jou uitdaag vanoggend om eerlik met jouself te wees. Man, dit mag dalk nie lekker wees nie, maar is nodig. Wees eerlik met jouself vanoggend. Oor waar staan jy in jou verhouding met die Heilige Gees? Waar is jy vanoggend? Want sien, die eerste ding om te kan beweeg van hierdie vlak tot die volgende geestelike vlak. Die eerste ding wat moet gebeur vir my om 'n dieper verhouding met die Heilige Gees te ontwikkel, is om te identifiseer waar ek nou op hierdie oomblik is. Waar is ek tans? Of julle lees Handelinge 1 vers 4 en 5. Sê terwyl hulle saam geëet het hy hulle beveel, moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Vers 5 is die belangrike, want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie, sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Is dit nie waar ons elkeen wil opeindig nie? Is dit nie waar elkeen van ons wil wees aan die einde van hierdie Pinksterfees? Jy al 'n Pinkster deurgegaan en dan in die einde, die heel laaste aand, dan het jy gedink, ek het eintlik maar so 'n bietjie meer verwag. Maar wat ek gehoop het gebeur het nou nie eintlik gebeur nie. Ek wou so graag my taal ontvang, of ek wou so graag 'n gawe ontvang, of ek wou so graag gehad het die Here moes my gebruik het vir iets, of hy moes vir my 'n profetiese woord gegee het, en toe gebeur dit nou nie. Jy ooit so gevoel? Sien, God se belofte is dat ons met die Heilige Gees gedoop gaan word. Hy sal ons doop met die Heilige Gees. Maar die vraag dan nou is, hoekom gebeur dit nie? Hoekom is ons op die plek waar ons dit nog nie beleef nie? Sien, hierdie was Jesus se laaste woorde aan sy disippels gewees. Hy sê dat julle moet wag en dan gaan julle gedoop word. En nou my gebed is dat aan die einde van hierdie 3 dae elkeen van julle die dooping met die Heilige Gees sal ervaar. Dis regtig my gebed. En ons het vanoggend 'n wonderlike begin gehad. En ek wil julle regtig net herinner, vanaand se diens gaan daai eerste stap in jou verhouding met die Heilige Gees bevestig, en dis wat elke ongeredde persoon nodig het. So bring hulle, man, al ken jy hom nie eers nie, en jy kry hom in Pick n Pay. Vra van, wat maak jy vanaand? Maar sien, om by die punt uit te kom waar ons gedoop word met die Heilige Gees, moet ons verhouding met die Heilige Gees reg verstaan. Sien, ek hou nie daarvan om vlakke aan goed te sit nie. Ek hou nie daarvan om klasse te gebruik en om te sê daar sekere mense op hoër geestelike vlakke as ander mense nie. Maar die woord is vir ons eenvoudig wanneer hy vir ons probeer sê dat daar's verskillende vlakke in jou verhouding met die Heilige Gees. En in watse klas jy of watse vlak jy jouself dan nou ook al vind vanaand, my gebed is dat jy nie daar gaan bly nie. My gebed is dat jy by die volgende een sal uitkom. Want sien, die eerste verhouding wat ons sien in die woord, jy met die Heilige Gees kan hê, is dat die Heilige Gees is met jou. Hy's nog nie in jou nie. Hy's met jou. Voor jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het, was die Heilige Gees daar gewees. Hy's hier met in jou oor gefluister het en gesê, dink jy nie, jy moet maar Sondag vir 'n bietjie kerk toe gaan nie. Nou elkeen van julle hier, hoop en glo ek met my hele hart, dat ons al verby hierdie vlak beweeg. Dat ons al die antwoord gegee het, die hand opgesteek het en gesê het, Here, ek aanvaar U. Die Heilige Gees was daar toe jy nog ver van God af was. Die Heilige Gees was daar toe God jou nog probeer oortuig het en jy hom geïgnoreer het. Dit was die Heilige Gees wat die oortuigwerk gedoen het.
En hierdie is die verhouding met die Heilige Gees wat jy gaan hê tot op die dag wat jy reageer en jou hand opsteek en sê, ek is reg, Here. Ek nooi hier in. En vanaand gaan ons baie dieper en baie verder hieroor praat. En dis hoekom ek wil hê julle moet die mense nooi vanaand wat nog in hierdie verhouding met die Heilige Gees is. Sodat ons hulle oë en hulle harte kan oopmaak vir die soveel meer wat aan die ander kant wag. Johannes 14 vers 17 sê, hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en hom ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Nou daar's baie wat ons sien in hierdie vers, daar's baie wat ons sien, wat ons kan ontleed en oopbreek. Die eerste ding wat ek vir julle wil sê is hoor wat sê Johannes sê. Hy sê, hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie. Hoekom kan hulle hom nie ontvang nie? Want hulle erken hom nie. En dis die kruks van hierdie eerste verhouding wat jy met die Heilige Gees kan hê. As jy kan hom weerstaan vir so lank as wat jy wil. Jy kan hom vir die res van jou lewe nie ontvang nie, want jy erken hom nie in jou lewe nie. Die volgende ding wat ons sien, wat vir my uitstaan hier, is Johannes sê, nommer 1, die wêreld ken hom nie, maar hy is steeds besig om te werk in die wêreld. Hy sê, maar julle ken hom. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hy is steeds besig om te werk. Hy is steeds besig om te klop aan die harte van die mense wat bereid is om oop te maak. En as jy bereid is om oop te maak vanoggend, kan ek jou beloof, gaan hy inkom. Die derde ding wat vir my uitstaan, is die kronologiese vloei, wat net bevestig, dat daar is 'n volgende stap in die verhouding. Hoor wat sê Jesus hier aan die einde vir sy disippels. Hy sê, julle ken hom egter, omdat hy by julle bly. En dan sê hy, en in julle sal wees. Op die stadium is hy nog net by julle. Maar hoekom het die disippels nie die Heilige Gees gehad nie? Hoekom was hy nie toe al hulle dan geglo? Hoekom was hy nie toe al in hulle gewees nie? Want Jesus was nog op aarde gewees. Hy het nog geleef. Hulle kon hom nog sien. Geloof in Jesus Christus wanneer jy hom nie kan sien nie, is wat moet gebeur wanneer jy dan ontvang jy die Heilige Gees. Daarom sê Jesus vir hulle, op die stadium is hy by julle, maar hy sal in julle wees. Romeine 8 vers 14 sê, en hier is wat jy kan bid oor elke persoon wat nog nie sy hart en lewe vir die Here wil gee nie. Bid hierdie skrifgedeelte oor hom. Romeine 8 vers 14. Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. My gebed vir elkeen van julle en vir die geliefdes by die huis wat nog nie glo nie, is dat hulle sal deur God begin gelei word. Dat God hulle sal begin lei elke dag en elke besluit. Dat God hulle in hulle harte en in hulle geeste sal begin lei, sodat hulle kinders van God kan begin word. Sien die mense wat toelaat dat die Heilige Gees hulle lei, is die mense wat op die ou einde van die dag die Heilige Gees ontvang. En dan woon hy binne in hulle, en Efesiërs 1 sê, dan is jy verseël en 'n erfgenaam van God deur die Heilige Gees. Dis jou eerste verhouding, maar die oomblik wanneer jy jou hart en jou lewe vir die Here gee, die dag wanneer jy Jesus aanvaar as jou verlosser en saligmaker, dan verander al die dinge. Alles verander. Want sien, dan verander jou verhouding met die Heilige Gees van net by jou na in jou. Sien, nou is hy nie meer net met jou nie, hy is in jou. En wat nou verander, met wanneer die Heilige Gees in jou woon, is nou skielik,
Skielik kan jy nie meer dieselfde mens wees nie. Sien, dis so waar wat vanoggend gesê is, die Here sê, kom net soos wat jy is. Kom net soos wat jy is. Jy hoef niks te verander voordat jy kom nie. Al wat jy moet doen is glo, maar die oomblik as jy doen en die Gees is binne in jou, dan wil ek vir jou sê, kan jy nie help om dieselfde. Jy kan nie dieselfde bly nie. Jy kan nie help om te verander nie. Jy gaan verander. Johannes 14:26 sê Jesus weer vir sy disippels, hy sê die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. So die rol van die Heilige Gees verander skielik van een wat jou oortuig om te begin glo, na een wat vir jou sê, onthou jy die Here het vir jou gesê, hou nie daarvan as jy dit doen nie. Hou nie daarvan as jy so praat nie. Onthou jy het in jou woord gelees, dat jy moenie kwaad gaan slaap nie. Skielik verander die rol van die Heilige Gees, hy hoef jou nie meer te oortuig dat Jesus Christus God is nie. Nou verander hy jou, om 'n beter mens te wees. Die Gees word jou Parakleet, jou helper. En sien, wanneer hy in jou inkom, verander twee dinge. Heel eerste. Die eerste ding wat hy vorm en wat hy verander is jou denke. So jy dink. En jy dink nie net met jou brein nie, jy dink met jou hart ook. So beide van die twee goed verander hy, wanneer hy in jou inkom. Skielik. En dalk kan jy dit nog onthou, ek onthou dit nog soos gister toe. Daai eerste keer nadat jy tot bekering gekom het, en jy het so 'n bietjie van 'n enkelsoekie gehad, so 'n bietjie skeef getrap. Daai gevoel hier aan die binnekant. Man, voordat ek my hart en my lewe vir die Here gegee het, het ek niks gevoel, behalwe die kopseer en bietjie sleg die volgende oggend nie. Maar nou nadat ek die Here ontvang het, voel dit asof iemand my hart uit my borskas uitgeruk het. Dis wat verander wanneer ek die Heilige Gees binne in my het. Skielik praat hy met my en hy verander my. Hoor wat sê Jesegiel 36 vers 26 tot 28. God praat alreeds in die Ou Testament, nog voordat Jesus aarde toe gekom het. Nog voordat die mense ten volle bewus was van die Heilige Gees, sê hy vir sy mense, ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. En ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Sien, die Gees verander nie net jou bestemming nie. Wanneer ek die Gees in my in my lewe innooi, wanneer ek my hart en lewe vir die Here gee, word my bestemming nie net verander van die hel na die hemel toe en ek kan net aangaan soos wat ek aangaan nie. Jou bestemming is nie al wat verander nie. Alles verander. Jy kan nie dieselfde persoon wees wie jy was nie. Wat die Gees Jesegiel sê is, wanneer jy die Gees ontvang, wanneer God daai Gees in jou binneste sit, ontvang jy 'n nuwe hart. En my hart gaan uit regtig vanoggend vir elke persoon wat vanoggend hier sit, wat of nog steeds of alweer 'n hart van klip het. My gebed is dat in hierdie Pinkstertyd die Here sal kom en daai hart sal kom verwyder. Want sien, hier is die wonderlike ding wat gebeur. Regtig wonderlik. Die Here sê nie dat ek gaan help om jou hart van klip te verander in 'n hart van vlees nie. Ons as mense raak bang vir die proses van verandering. Dit gaan vir my tyd vat om te werk aan my hiermeer. Dit gaan vir my tyd vat om te werk aan hierdie kort draad wat ek het. Dit gaan vir my tyd vat om te werk aan hierdie verslawings. Dit gaan tyd vat en ek weet nie of ek dit kan deursien nie. Maar dis nie wat Jesegiel sê nie.
Hy sê ek verwyder daai hart en 'n oomblik gee ek vir jou 'n nuwe een. Daar's 'n skrifgedeelte daar agter teen die muur. Ek sing hom meeste Sondae, julle sing hom seker nie so baie nie. Johannes 8 vers 36. Wat sê wie die Seun vrygemaak het, word nie stelselmatig vry nie. Wie die Seun vrygemaak het, word nie met 'n proses of oor 21 dae se vas vry nie. Wie die Seun vrygemaak het, hoef nie na 'n instansie toe te gaan en vir mense te sê, maar dit is waarmee ek sukkel, julle moet my nou hier help, en dan maak hy hom vry nie. Wie die Seun vrymaak, is waarlik vry en in 'n oogwink vry. Maar jy gaan die Heilige Gees moet toelaat om in jou te werk. Wanneer die Gees vir jou 'n nuwe hart gee, gee hy ook vir jou nuwe begeertes. Het jy al dit beleef? Nuwe begeertes. Daai gevoel wanneer jy jouself weer vang, besig met die verkeerde goed. Dan dink ek weet nie eens eintlik hoekom doen ek hierdie nie. Proe nie lekker nie, dit ruik nie lekker nie. Waarmee is ek besig? Nuwe begeertes. Nuwe gehoorsaamheid. Ek wil vir julle 'n laaste teksgedeelte lees en dan gaan ons na die laaste verhouding toe en dis die een waarby ons almal wil uitkom. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 13 tot 14. Hy sê: in hom is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle verlossing gehoor het en tot geloof gekom het. Wat is dit? Die dag toe ek tot redding gekom het, die dag toe ek Jesus Christus aanvaar het. Hy sê, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Die Gees is die waarborg van ons erfenis om ons los te koop as God se eiendom tot lof van sy heerlikheid. Kan julle sien, al wat ek wil hê julle moet vanoggend besef, dat daar is stappe in jou verhouding met die Heilige Gees. Daar is vlakke waarin jy moet inbeweeg. En ek praat nie van spiritual elitism nie. Ek sê nie daar's party mense wat nou maar net vir altyd en vir ewig bo jou gaan wees nie. Ek sê daar's 3 basiese vlakke. En dit is vir almal beskikbaar. Dis of hy's met jou en jy glo nog nie, of jy glo en hy's in jou, en die derde verhouding is wanneer hy oor jou kom en jou bekragtig en jou uitstuur. Dan sien wat Efesiërs 1 vir ons eintlik net bevestig is, wanneer die Gees in jou kom, behoort jy aan God. Dan sien die derde verhouding. Wanneer ek in die weë van die Here wandel en die Heilige Gees in my lewe gehoorsaam. Wanneer ek hom toelaat om my te vorm en te verander soos wat dit hom behaag, dan gebeur daar 'n finale ding. Skielik gee die Heilige Gees vir jou krag om dinge te doen wat jy nooit gedink het jy sal doen nie. Wat jy nooit gedink het jy kan doen nie. En dis Handelinge 1 vers 8. Sien die disippels het deur hierdie hele proses gegaan. Hulle was vir 3 jaar saam met Jesus en hulle het nog nie die Heilige Gees gehad nie. Maar ons sien dat hulle het weggekruip na hulle hom gekruisig het. Was hulle ongelowig en het hulle weggekruip, het hulle nie geglo wat kon gebeur het nie. En toe Jesus aan hulle verskyn, wat gebeur toe? Hulle begin toe glo en toe ontvang hulle. En toe sê Jesus vir hulle, gaan, wag. En toe wat gebeur? Hulle was gehoorsaam, hulle het gedoen wat hy gesê het, hulle het gedoen wat die Gees hulle gelei het om te doen, en toe wat gebeur toe? Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Hoe wonderlik sal dit nie wees as elkeen van ons, man voor Dinsdag, vanaand al,
die krag van die Heilige Gees kan ervaar deur ons werk nie. Ek wil vir jou vra om jou hand op te steek as jy voldoen aan die volgende. Wil jy die krag van die Heilige Gees ervaar deur jou werk? Steek jou hand op as jy wil. Amen. Dis die beginpunt. Dis die beginpunt. Hoe wonderlik sal dit nie wees as ons sy Heilige Gees kan voel nie. Maar die vraag is, en ek hoop maar jy het skoene aan. Die vraag is, hoekom doen ons nie? Hoekom sien ons dat die Heilige Gees al hoe minder en minder en minder beweeg? En al hoe minder en minder en minder en minder deur ons werk? Hoekom het ons aanbiddingsdienste en Heilige Gees vierdienste en al hierdie goed? En ja, dit gaan wonderlik vir oor Pinkstertyd, maar hoekom sterf dit so vinnig na die tyd? Kom nou, dis waar julle vanoggend kan saampreek. Want ek dink ons mis 'n kardinale punt. Want sien, daar's baie van ons wat tot bekering gekom het, en ons het in die volgende vlak van ons verhouding met die Heilige Gees beweeg. Daar's baie van ons wat gehoorsaam is. Ons luister, ons raak ontslaaf van die slegte gewoontes, ons bid wanneer hy vir ons vra om te bid, maar wat doen ons dan verkeerd dat ons hom nie meer ervaar nie? Sien, die krag van die Gees word nie geblokkeer deur 'n gebrek aan ervaring nie. Dis nie omdat jy te min weet nie. Dis nie omdat jy te min exposure kry nie. Maar die krag van die Heilige Gees word geblokkeer deur 'n gebrek aan fokus. Kan ek vir julle verduidelik wat ek bedoel daarmee? Iewers het die werking van die Heilige Gees, iewers het die krag van die Heilige Gees se fokus in ons gedagtes bietjie geskuif. Dit het so geloop en gesoek, en toe voor ons dit self kon kry, toe kyk dit net vir my. En skielik wil ek die Heilige Gees net vir myself gebruik. Ek kom Pinkster toe, en ek kom woon al die dienste by, want hopelik iewerste by een van die dienste kry ek 'n hoendervleis oomblik, en dan weet ek dit was nou vir my. Of hopelik by een van hierdie dienste gee iemand vir my 'n profetiese woord, en dan weet ek wat om te doen, en dit is net vir my. Sien, die Here werk so, hy doen, maar nie vir altyd nie. Hy werk so totdat hy vir jou gesê het wat om te doen. Ek het eendag 'n pastoor hoor sê, ja, ek was nou nie ek nie, ek is nie so oulik en skerp nie. Persoon het hom gevra, hoekom hoor ek nie meer die Here se stem nie? Hoekom voel ek nie meer die Heilige Gees in my lewe nie? Waarom is God so ver van my af? En die pastoor het teruggevra, maar wat was die laaste ding wat God vir jou gevra het om te doen, en jy nie gedoen het nie? God het gepraat. En hy sal weer praat. Maar wees gehoorsaam aan wat hy klaar gepraat het. Hy gaan geduldig vir jou wag. Sien, die krag van die Gees word geblokkeer, want ons fokus het verander van Jerusalem en Judea en Samaria tot die uithoeke van die aarde. Het dit verander. Nou wat kan ek daaruit kry? Is dit vir my? Ek wil die Heilige Gees se krag beleef, want ek het bemoediging nodig. En ek het 'n profetiese woord nodig. En dis goed. Die Here gee dit vir jou wanneer die tyd reg is en wanneer dit nodig is. Maar dit is nie hoe die krag deur jou gaan werk nie. Die krag deur jou werk alleenlik wanneer dit vir iemand anders te bedoel is.
Wanneer ek dit wat God vir my gegee het, 'n gawe wat hy vir my gegee het, gebruik het vir iemand anders te hoor wat sê 1 Petrus 4 vers 10, as goeie bestuurders van die veelvoudige genade van God, moet julle wie bedien? Myself bedien. Nee, julle moet mekaar bedien met die veelvoudige gawes wat God aan julle toevertrou het, in ooreenstemming met die genadegawe wat elkeen ontvang het. Wil jy die werking van die Heilige Gees sterker in jou lewe ervaar? Wil jy hê dit moet meer as net 'n hoendervleis oomblik een keer elke tweede of derde Pinkster wees? As jy wil hê dit moet meer wees, begin dit uitdeel. Begin jou hand opsteek en sê, Here, ek wil nie ontvang nie, ek wil gee. Here, ek soek nie 'n profetiese woord nie. Here, ek wil 'n profetiese woord gee. Here, ek soek nie intersessie nie, ek wil intersessie doen. Here, ek wil nie bedien word nie, maar ek wil bedien. Kan ek julle die storie van Petrus vertel? Petrus, wat bang weggekruip het, nadat Jesus gekruisig is, staan op in Handelinge 2 en bring hoeveel 1000 mense tot bekering? 3000. Dis ongeag die mense wat daar gestaan en geluister het en nie tot bekering gekom het nie. So hy het nie net voor 3000 mense gepraat nie, hy het 3000 van hulle tot bekering gebring. Wat het verander in Petrus se lewe van die bang persoon wat weggekruip het toe hulle Jesus gekruisig het? En die Here ontken het? En agter geslote deure gesit het, wat het verander van daai Petrus tot hierdie Petrus wat voor 3000 mense staan en preek? Was dit omdat hy slimmer geword het? Was dit omdat hy aandklasse gedraf het? Was dit omdat hy genoeg mense gesien het vir intersessie of vir berading? Was dit omdat hy elke selfhelp boek gelees het onder die son? Was dit omdat hy opleiding gekry het? Was dit omdat hy by iemand gaan sit het en gesê het, maar nee, ek kan nie bid nie, maar jy leer bid. Maar of was dit omdat die Gees oor hom gekom het? Sien die oomblik toe hy ingee vir die werking van die Heilige Gees. Die oomblik toe hy sy hand opsteek en sê, ek is bereid. Toe bekragtig die Here hom. Waar's Michael? Is hy hier? Roan het ons getel. Sê gou vir my hoeveel mense is hier? Asseblief. 127 mense. Ek kan vir julle sê, dit is intimiderend om voor 127 mense te staan. Van alles daarvan julle is wat so mooi lyk. Gessie. En as ek met die mikrofoon moes loop, tot by iemand en sê, wie wil voor 127 mense opstaan, en jou getuienis kom deel? Nog beter, wie wil voor 127 mense opstaan en kom verder preek? My knie is nou moeg. Daar's enkele van ons wat ons hand sal opsteek en sê, ja, dis ek sal dit doen. En ek wil niemand op die spot sit nie. Michael, jy was amper op die spot. Ek wil niemand op die spot sit vanoggend nie. Maar ek wil jou vra, ontleed gou jouself aan die binnekant. Ja, die sielkundige en my ouers het gesê, ek is nou maar net 'n introvert. En ek praat nie voor mense nie. Of nee, ek het nie 'n lang storie nie. Ek het nie 'n goeie getuienis nie. Of ek weet nie wat om te sê nie. Sien, die probleem is, jy maak nog te veel op jouself staat.
jy dink dit gaan nog enigstens oor jou. Het gaan glad nie oor wie jy is, of wat jy kan doen, of wat se storie jy het, of wat het die sielkundiges gesê, as jy introvert of nie introvert nie, het jy angs of het jy depressie, maak nie saak wat hulle gesê het nie, want wanneer die Heilige Gees jou bekragtig, in 'n oomblik kan jy voor 3000 mense opstaan, nie 127 nie, en jy kan hulle almal tot bekering lei. Want dis hy wat deur jou praat. Ek wil afsluit. Waar vind jy jouself vanoggend? Waar vind jy jouself in jou verhouding met die Heilige Gees? En al onthou julle net hierdie vir die volgende 3 dienste. Onthou net dit. Pinkster is nie iets wat met jou moet gebeur nie. Pinkster is nie iets waar jy kom sit en wag totdat iets met jou gebeur nie. Pinkster is waar jy opdaag en jouself beskikbaar maak. Pinkster is waar jy kerk toe kom en sê, Here, ek wag vir U. Ek is hier want U het gesê ek moet hier wees. En ek sal doen wat U sê ek moet doen. Want die vraag het verander vanoggend. Die vraag is nie meer, het jy die Gees of het jy nie die Gees nie. Jy het die Gees. Reguit antwoord, jy het hom. Of jy nou glo of nie glo nie. As jy nie glo nie, is hy by jou. Hy is hier om jou oor. Die vraag vanoggend is het die Gees jou? Is jy oop? Is jy beskikbaar? Ons gaan vanaand, maandag aand en dinsdag aand saam die Here vertrou om elkeen van ons na die volgende vlak toe te vat. En ek verwag 'n groot werk. Wil jy nie saam met my jou hand opsteek en sê, Here, ek is beskikbaar. Steek jou hand op en sê, Here, ek is beskikbaar. Gebruik my. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Here, so baie dankie vir U liefde en U teenwoordigheid. Here, dankie vir die nuwe manier waarop ons met die Heilige Gees gaan werk van hierdie Pinksterfees af. Here, dankie vir die nuwe ding wat U gaan doen. Here, U woord sê, kyk, ek is besig met 'n nuwe ding. Here, dankie dat ons nie meer gaan vashou aan die ou manier van dinge doen nie. Here, dankie dat ons nie meer gaan vashou aan die manier en die gewoontetjies wat ons gehad het nie. Maar Here, dankie dat ons onsself gaan oopmaak en beskikbaar maak vir die nuwe ding wat U gaan doen. Die nuwe hart wat U in mense se harte gaan plaas. Die nuwe werk wat U in elke persoon gaan begin. Here, die nuwe opdrag wat U vir elkeen van ons gaan gee. Ek wil regtig bid en vra, Here, dat U saam met elke persoon sal wees. Mag U Heilige Gees hulle van hierdie oomblik af al hoe meer en meer konfronteer met wat die regte ding is om te doen. En met die regte besluit. Here, ons gee aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding. En ons bid dit in Jesus se almagtige naam alleen. Amen en amen.